Die woord narcis is al hoe meer op almal se lippe, veral met die toenemende aandag aan persoonlikheidsversteurings en die manier waarop mense in hulle werk en persoonlike lewe met ander te doen kry. Vandag gesels ons met die vryskutjoernalis en skrywer van die boek Ek, herken en hanteer narciste, Riet Rust. En Riet gaan insigte deel oor hoe 'n narcis jou werksomgewing en ook persoonlike verhoudings kan beïnvloed en hoe jy jouself teen hulle manipulasies kan beskerm. Riet, altyd 'n voorreg, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre. Goed, nou ons hoor dikwels die begrip, wil ek amper of sê narcissisme, maar jy noem die persoonlikheidsversteuring narcisme. Hoe so? Ek het gedink narcissisme is 'n verskriklike lang woord en dit klink ook nie vir my Afrikaans nie. En ek het gaan kyk in die woordeboek na vertaling van narcissism. En staan daar onder meer narcisme, toe dink ek dis die woord wat ek gaan gebruik. En hoe het dit gebeur dat jy 'n boek oor hierdie onderwerp geskryf het? Sari het my gevra, want ek dink hulle besef teen hierdie tyd ek is mal oor sielkunde. En ja, die reaksie op die artikel was absoluut oorweldigend en ek het besef, dis nie so dat ons 'n narcis onder elke bos wil uitskop nie, hulle bestaan regtig en daar's baie van hulle. So ek het dit verskriklik geniet om te skryf en ek het as gevolg van die reaksie gedink, definitief is dit 'n boek werd. En ek dink ek stem heeltemal saam met jou. Ek bedoel, dis so 'n insiggewende boek en ek dink elke persoon moet die moeite doen om daai boek in die hande te kry en dit te lees, want dit is belangrik om hierdie soort mens te kan uitken. Maar as jy nou 'n kort definisie van narcissisme of narcisme moes gee, wat sou dit wees? Hulle het 'n sin van verskriklike grootsheid, hulle het 'n gebrek aan empatie en definitief is hulle verslaaf aan bewondering. Dis soos hulle dwelm wat hulle eenvoudig moet hê en as hulle dit nie kry nie, is hulle verskriklik ongelukkig en verkrummel in 'n klein bonneltjie. So dit is redelik uitputtend om in jou lewe te hê. Goed, nou baie belangrik, watter eienskappe het so 'n persoon? Want ek bedoel, daar is 'n verskil tussen narcistiese trekke en dan ook narcistiese persoonlikheidsversteuring. Ja, as jy 'n paar trekke het, dan sê net maar jy's iemand wat manipuleer. Dis nou een van die eienskappe van 'n narcis. Maar dan is daar ook 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring wat baie erger is. En die persoon kan voldoen aan 9 eienskappe of 5 daarvan definitief wat 'n psigiater of 'n sielkundige dan kan klassifiseer. En aan hulle is daar nie veel salf te smeer nie. Jy kan leer om hulle te hanteer, maar jy moet maar eintlik maar hardloop, jou rooi skoene uittrek en hardloop. Ja, dit is ook 'n gebrek aan empatie. Hulle is vreeslik aanspraakmakerig. Jy weet hulle oordryf ook hulle prestasies. Hulle sal misbruik neem van ander mense, hulle sal ander mense uitbuit, verskriklik jaloers. Jy kan nie eintlik hulle kritiseer nie, want hulle kan dit nie vat nie, want hulle het eintlik 'n baie swak selfbeeld. Hulle dink hulle is suksesvol en briljant, maar ja, die selfbeeld is broos en hulle is verskriklik hoogmoedig en arrogant en dink natuurlik hulle is baie beter as ander mense. Ja, die tyd is besig om ons so stadig maar seker in te haal, so ek gaan so 'n bietjie aanbeweeg deur vir jou te vra. Daar is blykbaar meer mans as vroue wat narciste is. Hoekom is dit die geval? Ja, omtrent 75% van narciste is mans. Hulle het meer testosteroon as ons, so hulle kan reageer, hulle kan woedend en aggressief word en hulle is ook nie geneig om te praat soos ons met ander mense nie. So hulle sien alles as 'n bedreiging en dan ontplof hulle. En dit het ook met stres te doen. Hulle het meer kortisol as ons, so hulle kyk uit vir bedreiging en hulle reageer baie vinnig as iemand aan hulle verkeerde kant kom. Goed, wat is die oorsaak van narcisme? Is daar 'n spesifieke oorsaak? Ja, daar is nogal, dit kan 'n genetiese komponent wees, maar kenners sê dat die opvoedkundige deel daarvan speel 'n groot rol. Soos byvoorbeeld, in die begin dan voorsien die ma nou in 'n baba se emosionele en fisieke behoeftes en later aan
Nie eintlik nie, dan begin hulle albei die kind kritiseer en miskien verwerp en die kind laat glo jy is nie goed genoeg nie. En dan soek so 'n kind die heeltyd goedkeuring. Ja, hulle het eksperimente met tweelinge gedoen en agtergekom, tweelinge wat geskei is en agtergekom, definitief is daar ook 'n genetiese komponent wat hulle optree, albei van hulle met narcistiese eienskappe. So, maar ek dink nog steeds, in my ervaring en my navorsing, is dit meer hoe ouers die kind hanteer. En dis eintlik baie hartseer, want daai persoon het heeltyd 'n narcistiese wond en hy gaan heeltyd soek vir goedkeuring. Ek sê nou hy, maar vroue kan net sulke erger narciste wees as mans. Riet, ek het nog soveel vrae, maar hopelik kan ons weer met jou gesels want ek wil graag weet in watter beroep daar die meeste narciste is. Maar baie dankie vir jou tyd en jou insig. Bly ingeskakel hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug.